My hande het na U. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend hier by julle met 'n woord van die Here. Ek wil die woordjie, hierdie woord die titel gee, om te vas of om nie te vas nie. Die vas wat God verkies bo die gewone tipe vas. Kom ons gaan kyk, wat se vas verkies God, sommer hier in die Ou Testament. Goed, ek gaan vir ons lees Jesaja 58. Hoor wat staan hier. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basuin. So die Here sê, verhef jou stem soos 'n basuin. Hierdie woord moet hard en baie duidelik gegee word. Kyk, ek verkondig aan my volk hulle oortredinge en aan my huis, die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek julle my dag vir dag en het 'n behaag in kennis van my weë. Om 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van my God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behaag in toenadering tot God. Nou sê hy, waarom vas ons? En u sien dit nie. Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kuif, vas julle, en om te slaan met stadige vuis, julle vas nie nou nie. Om die stem in die hoogte te laat hoor nie. Nou kom die Here en hy kom sê, want jy sien terwyl hulle vas, doen hulle besigheid en hulle is met allerlei goed besig, en hulle fokus is nie op God nie. Nou sê hy, is dit nie die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel. Dat hy sy hoof buig, soos 'n biesie en 'n sak en as uitsprei, om op sy bed te wees. Noem jy dit die vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? So hoor nou hier. So hy sê, hy vra eintlik, is dit die vas wat ek verkies, dat jy in sak en as vas? Nee? En jou kwel, en jou hoof buig, soos 'n biesie en sak, en uitsprei om op 'n bed te wees. Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Nou gaan die Here antwoord. Is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid? So die heel eerste ding is julle, hou op vloek. Hou op vir mense lieg. Maak los jou van goddeloosheid. Hou op mense skreeu, hou op kwaad praat van mense, hou op rusie maak met mense. Hy sê, want dit is 'n vas wat ek verkies. Maak los die bande van die goddelose, dat julle afval die stroppe van die juk en vry laat weggaan verdruktes en elke juk stukken breek. So mense wat swaar kry, of mense wat dalk deur jou onder 'n las is. Hy sê, haal daai las van hulle af. Mense wat swaar kry, help hulle. Hy sê, dit is 'n vas wat ek verkies bo enige ander vas, as jy hierdie doen. Nou sê hy, en dat jy sal elke juk stukkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het nie? Julle, dis 'n vas wat die Here sê hier, dis 'n vas wat vir hom tel bo enige ander. Dat jy jou brood vat en dit gaan breek met die hongerige. En elendige swerwelinge in die huis inbring nie. En as jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee. En jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Julle weet, ons draai so maklik die kop weg van iemand wat swaar kry. Want ons wil dit nie sien nie. Maar weet julle wat, elke keer wanneer jy so iemand sien, is daar vir jou 'n geleentheid om 'n tipe van 'n vas uit te voer wat vir God welgevallig is.
Hy sê, want as jy hierdie tipe vas doen, hy sê, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitsprei en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan en die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees. Julle, die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees as jy oop hand het vir hulle wat sukkel, julle, as jy brood breek vir die arme, as jy hom wat naak is klere gee, sonder om te roem en sonder om mense daarvan te vertel. As jy dit in die geheim doen, dan sê hy, jou lig sal deurbreek soos die dageraad. Vers 9, dan sal jy roep en die Here sal antwoord en jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy skreeu om hulp, sal die Here sê, hier is ek my seun, my dogter. As jy hart het vir mense wat in nood is, vir mense wat in geldelike moeilikheid is, vir mense wat swaar kry, vir die naakte klere gee, jou eie kos dalk vir iemand anders gee, jou warm baadjie vir 'n ou in die winter gee wat nie 'n baadjie het nie, jou kombers van jou bed afhaal en vir iemand gee wat in die nagte in die winter lê en koud kry, dan sal jy roep en die Here sal sê, hier is ek my seun, my dogter, wat kan ek vir jou doen? As jy van jou verwyder die verdrukking en die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige en neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in duisternis en jou donkerheid sal wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig op dorplekke en jou gebeente sterk maak en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein wat die waters daarvan sal nooit teleurstel nie. Ek gaan net tot daar lees. Dis hoe jy sal wees. Julle, kom ons verloor nie ons hart vir mense daar buite wat nie het nie of wat swaar kry nie of in watse vorm ook al ons goed kan doen aan die wat daar buite is. Jou God is nie blind nie. Jou God is alomteenwoordig. Hy sien en hy weet alles. Dankie Here. Dankie vir hierdie boodskap. Vader, in Jesus se naam wil ons vir die dankie sê vir hierdie boodskap. Ons slaan ag vandag hier op. Help ons en plaas die liefde in ons harte sodat ons dit sal doen. Dankie Here. Liefde seën, pastoor. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.